Goeiedag. Ek's altyd bly en dankbaar vir Patmos wat vir ons toelaat, deaf-friendly. Ons kan hier praat met dowes en horendes want ek gebruik my stem. Maar natuurlik ek probeer fokus goeie gebare. So my Afrikaans miskien nie altyd akkuraat, maar terwille van die doof, want ons wil hê doof moet vol verstaan wat ek praat. Ek het in die begin van hierdie jaar 2026 het ek weet nie toevallig nie, het ek op Facebook gesien, daar is 'n paar profete wat wonderlike dinge beloof. En jy moet mooi verstaan, ek is nie teen profete nie. Nee, ek wens daar was meer profete. Maar iets aan hierdie profesie het my so bietjie gekrap. Want die beloftes wat gemaak is so half, alles gaan oor voorspoed. En ek glo ook in voorspoed. Ek glo dat die Here my seën. Ek glo dat die Here voor my uitgaan. Maar daar's ook iets daaraan, aan die atmosfeer en die manier van doen, wat vir my laat gevoel het, dis gevaarlik, hierdie soort profesie. Want ek dink meeste profesie, ja, daar's altyd 'n belofte. Daar is altyd 'n beter toekoms. Maar deel van daardie profesie is ook hierdie roep na gehoorsaam, hierdie roep na groei, hierdie roep, wat ek probeer sê is, die profesie het eintlik altyd 'n waarskuwing met 'n belofte. En dan lyk dit vir my hierdie van hierdie profesie, nie almal was so bietjie, dit het belofte, soos motivering, maar daar is nie regtig 'n verantwoordelikheid aan die mense kant. En ek glo dat wanneer ons gehoorsaam is, dan seën die Here ons. Hy seën ons altyd. Hy sorg altyd vir ons. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid. Uit respek vir die Here wil ek vandag ook net vir u sê, wees baie versigtig wanneer jy na profesie luister. Toets dit aan die woord, want dis belangrik. Nou my tema vandag, ek lees 'n storie, net na ek so gevoel het oor hierdie profesie. Ek lees 'n storie in Numeri 11, so van vers 4, en dan gaan hy deur tot by 34, is 'n lang storie, ek sal nou vertel, en ek sien maar, partymal is dit sleg, as die Here jou gebed antwoord. Wat is die storie? Israel is uit Egipte. Hulle is op pad na die beloofde land. Hulle het gesien wonderwerke. Hulle het gesien hoe die Here die 10 plaae stuur. Hulle het gesien hoe Egiptes se oudste seuns sterf. Hulle het gesien hoe die Rooi See oopmaak. Hulle het gesien, daar waar daar nie water, gee die Here water. Hulle het gesien soveel wonderlike dinge wat die Here gedoen het. Hulle kry elke dag vars manna. Dis nie regtig brood, maar dis soos brood, dis soos, en hulle kry elke dag genoeg van die regte kos. Maar nou begin hierdie stuk in vers 4, hy sê, en die gemengde, hoor mooi, die gemengde bevolking. Daar was mense wat nie Israeliete was. Daar was mense wat nie deel was, of nie vol geglo het, of verstaan het, van God se belofte aan Abraham, wat nou besig is om te gebeur nie. Hulle het nie verstaan van Israel se geskiedenis. Hulle het nie verstaan die storie van die beloofde land. En dis hierdie mense, hierdie gemengde bevolking, pas op vir wie jy luister. Moenie luister vir mense wat so half
die Here dien, wat so maar saam loop en maar saam praat en saam eet, maar nie waar vir God se belofte ken nie. Wat nie regtig in verhouding, verbondsverhouding met die Here staan nie. Want dis hierdie mense, hy sê vers 4, en hierdie gemengde bevolking, hierdie mense wat onder die Israel mense was, is met lus bevang. Dit beteken, hulle het gesê, ons begin lus raak vir iets anders. Toe het die kinders van Israel ook begin ween. Nou daardie ween in Afrikaans, dis soos 'n kla, ons sal sê moan. Toe het hulle ook begin moan. Wie sal vir ons vleis gee om te eet? Verbeel jou, hierdie vreemde mense begin sê, wel, julle praat van 'n belofte, hier is eers vleisie. Nou begin die mense praat en hulle is negatief en hulle werk mekaar op en almal word kwaad en daar's nie vleis nie, waar is my vleis? En Moses is moedeloos. In vers 13 hy sê, waar vandaan moet ek nou vleis kry om vir hierdie mense te gee? Want hulle kla by my, sê, gee vir ons vleis. En dis nie goed genoeg dat hulle kla en sê, ons wil graag vleis hê nie. Hulle doen iets wat vreeslik ondankbaar is. Hulle sê, nee, beter in Egipte. Ons verlang terug na Egipte. Verbeel jou, jy as ouer doen alles vir jou kind. Jy sorg vir jou kind. En hy's nie dankie vir wat jy gee nie, hy kla oor wat hy nie het. En ek glo natuurlik dat die Here, hy sou op sy tyd, op sy manier, so hy vir hulle gegee het wat hulle nodig het, as hulle dankbaar was, want my Bybel sê, as jy dankbaar, as jy getrou is met min, dit word meer, dit word beter, maar hierdie mense sien min en hulle kla, maar hulle vergeet dat wat hulle dink is min is eintlik baie. En dis hier waar die gevaar gebeur. Deur die invloed van verkeerde mense word Israel vol mounery. En dan is dit asof die Here sê, nou maar goed. Ek sal vir julle gee wat julle wil hê. En as jy dit so 'n bietjie ondersoek, lyk my dit was vreeslik. Die wind het gewaai, want 'n kwartel kan nie ver vlieg nie. En die Here het 'n soort voeltjie gebring, is eintlik 'n loopvoeltjie. En hy het die voeltjies gebring met die wind en hulle daar geland. Nou as jy gaan lees, dan sien jy, dit was 2L. So dis omtrent 3 voet, 900 mm, amper 'n meter hoog, wat die kwartels gelê het, 'n dagreis ver. Nou ek onthou lankal toe ek was Ami, het ons geloop vir 36 km per dag. Ek dink nie hulle het so ver geloop nie. So kom ons maak dit 1/3 daarvan. Dis nog steeds baie ver wat hierdie mense in alle rigtings, onthou nou, bo jou knieë, in alle rigtings een dag se loop, net voeltjies. Daai een pastoor het so oulik gesê, daai man wou nog praat, dis daar 'n voeltjie in sy mond. En die Bybel sê, dat hulle kon by mekaar maak. Die man wat die minste by mekaar gemaak het, kon 10 homer by mekaar maak. Nou 'n homer, dis eintlik soos 'n muurshoop grootte. Dis moeilik om te sê presies hoeveel liter, maar dis baie kos. Heeltemal te veel. En die Bybel sê dat hulle het geëet, dat die vleis het by hulle neuse uitgeloop. Die vleis het nog in hulle tande vasgesit. Toe straf die Here hulle met 'n pes. Het hulle gekry wat hulle wou hê? Ja. Maar hier's die verskil. Hulle was nie tevrede met hoe God met hulle werk nie. Hulle was nie tevrede, hulle het vergeet, hulle is op pad na die beloofde land. Op die regte tyd sal die Here vir hulle die regte ding voorsien.
Die Here sal vir hulle gee wat, wanneer en hoe die beste is vir hulle. Maar hulle luister vir vreemdes, hulle is ongeduldig, en nou kry hulle wat hulle wou hê, maar dit maak baie van hulle dood. Baie van hulle is siek, en dit gaan eintlik sleg met hulle. Daardie plek, sy naam in Afrikaans, as ons dit vertaal, het geword die graf van die vrate. Mense wat bedoel was vir die beloofde land, mense wat moes in die beloofde land, het dit nie gesien nie, is nie in nie, hulle het nie verder gekom nie, want hulle was ontevrede met wat die Here voorsien. God sal vir jou sorg. Die probleem is ons harte. Dis nie die kos nie. As ons harte reg is, dan sal ek of ek min of baie, nie lekker of gaan goed, siek of gesond. As my hart reg is, het ek altyd genoeg om voor dankbaar te sê vir die Here, dankie Here, U sorg vir my, vorentoe U sal weer vir my sorg, my bekommernis, my sorg, ek los vir U, ek weet, ek vertrou U. En dis dan wanneer die Here in elk geval seën met die beste. Maar u sien, partymal is ons baie ongeduldig vir seën. Maar die ergste is, ons dink aan die verlede asof dit romanties was, asof dit beter was. Hoe kon dit beter wees as 'n slaaf in Egipte? Hoe kan dit beter wees om verslaaf te wees? Onthou jy voor jou bekering, miskien jy was aan dwelms verslaaf, miskien was jy alkoholist, miskien het jy gedobbel of wat ook al. Hoe is dit beter? Ja, partymal is dis waar, 'n mens mis dit so bietjie, jy dink ek, maar die Here het my vrygemaak, ek is op pad dan by belofte. Dan hierdie ding waar hulle luister vir vreemdes se stemme. Och, die dowes het 'n oulike gebaar. Dis verbeel jou soos 'n tou om jou nek met 'n noes en dan nee. Waar iemand jou verlei is, hy gooi 'n tou om jou nek en hy trek jou in 'n rigting soos jy 'n dier sal trek. Moenie toelaat dat mense wat nie die Here dien jou wegtrek van die Here af nie. Luister vir God, leef in dankbaarheid. Pas op vir die vreemde stem. Fokus op God deur dankbaar te wees, te waardeer wat jy nou het. Vertrou hom dat die toekoms beter is, dat dit wat jy nou voor dankbaar is, groei en beter word. Moenie so haastig wees nie, moenie gevang word nie. Lewe in die Gees van God. Vra die Heilige Gees, en ek bid dit saam met jou vanoggend. Heilige Gees, asseblief, help vir ons om nie gevang te word, getrek te word deur jokstemme nie. Here, help ons om u Gees te gehoorsaam, om te weet wat is waarheid, u te vertrou. En Here, dankie dat u op die regte tyd, op die beste manier voorsien. Ons hoef nie haastig te wees nie. U weet, u sorg, u sal. In Jesus naam. Amen.